Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende koerantbesprekings en ons gesels oor alles van Ramaphosa tot Ghana en dan ook wat gebeur in Frankryk saam met Gert van der Westhuizen volgende. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer Van, Jennifer, lyk my ons het nog nie geslaag in ons doel om van meneer Breitenbach 'n sokkerondersteuner te julle maak. gaan nie. Ons het nog nie Julle gaan nie. Gert. Julle kan probeer. Julle gaan nie. Wie Klink Gert? vir my hy skop teen die prikkels. Hy doen Gert. Ek is 'n akteur, so ek kan teater sien. Oh, Drama. O ja. Hoe het aan my been? Wie blaas vlekkie? Gert, ek weet nie wat om te sê nie. Nee, ek sal ook maar liewers niks sê nie. Ek gaan kyk maar 'n bietjie daar na die ouetjies wat in die hospitaal beland nie. Oh, ja, sy Gert. Bepaal vas gehad. Gert, ek weet ook nie heeltemal wat om te sê oor die feit dat was Zuma beter as Ramaphosa? Ja, dis 'n interessante berig wat daar vanoggend in The Citizen is waar hulle vir professor Andrei Dievenage aanhaal. Jy weet, Ramaphosa loop nou onder baie kritiek deur want almal het gedog na 2018 en na 9 jaar se staatskaping, hier kom nou iets nuuts. Ja. Maar dit lyk nie vir my het iets niets gekom nie. Hy het nou die afgelope tyd het hy nou weer baie mense teleurgestel met die aanstelling van Dina Pule as minister van maatskaplike ontwikkeling. Sy was so erg dat selfs Zuma hy die kabinet geskop het. En dan het ons nou weer onlangs maandag die aanstelling gehad van Ayanda Dlodlo as ambassadeur in Frankryk. Nou baie mense kla daaroor ook. Hulle sê dit is nou nog 'n staatskaper verdagte wat aangestel is in 'n belangrike posisie want ons die ambassadeur in Frankryk is 'n belangrike posisie. Ja. Ja. So ek weet nie wat sê julle nie. Maar baie mense sê ons is nou maar net by staatskaping 2.0, maar dit hou net nie op nie. Die feit dat hy Tuma Mina gebruik en dis baie mooi in hierdie opskrif, baie goed geplaas ook. Stuur vir my. Stuur jou waarheen meneer die president. Want dit vat vir jou rukkie om daar uit te kom as ons jou stuur voordat jy enigsins so toe gaan. Jy besluit laat en dan luister jy nie wat mense wil hê nie. Ja, ek sien professor Piet Kroukamp sê daar so 'n ander berig vandag op Netwerk 24 dat Ramaphosa nie sy rug styf maak teen die ongure elemente in die ANC en hy sê want hierdie aanstellings word nie alleen gedoen nie, dit word baie druk in Letuli huis bespreek, maar die president kan hom daarteen verset, jy weet, maar die feit dat hy nie doen nie lyk nie of hy hom dan verset daarteen nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie onder Zuma het dinge baie sleg gegaan nie. Onder Ramaphosa het ons daarom 'n verbetering gesien. Daar word daarom die polisie korrupsie word daarom oopgekrap. Die nasionale gesondheidsversekering, ek raak altyd die mekaar, nasionale vervolgingsgesag het dan bietjie beter geraak. Ek dink die korrupsie is daar dalk 'n bietjie stopgesit, het dalk 'n bietjie omgekeer. SARS het die inkomstediens, daar's groot verbeterings daar aangebring. Nou kyk, dis goed wat onder Zuma op pad heeltemal uit was want hulle het so uitgehol gewees, jy weet. En ek dink in daai opsig is Ramaphosa dalk beter. Ek dink ook nie Zuma sou 'n regering van nasionale eenheid geduld het nie. Yes. Ek weet nie. So ek dink dit gaan nog nie soos dit moet gaan nie. Dit gaan dalk 'n bietjie beter as onder Zuma, dink ek. Okay. Dit was interessant want die artikel sê onder Zuma verstaan was daar 'n korrupsie en maar hy het half beheer gehad oor die korrupsie. So Ja. hy had his finger on the pulse. Ja. Maar onder Ramaphosa en dis nou nie volgens my nie, volgens die berig, is nog steeds korrupsie, maar hy laat dit so half los en wat ook al so ons word amper 'n maffia staat. Vir my is die probleem, dit voel vir my of die president iets vir almal probeer wees en daarom sê niks vir niemand nie. So staan dan net jou man, sê wat jy wil sê, wees wie jy wil wees, maar wees 'n sterker leier. Of jy nou sekere mense gaan omkrap of nie, wees nie daai leier wat ons verwag het jy gaan wees. En vir my is jy nie daai leier nie, want jy moet hierdie faksie, jy weet, tevrede stel en daai faksie tevrede stel. Okay, wag, nou sê almal ons kort meer van hierdie. Okay, wag, ek gaan julle ook bietjie paai daar. En nou werk niks. Ja, en korrupsie gaan maar nog steeds aan en dis nie asof hy so Zuma soos die artikel nou sê so Zuma beheer het daaroor nie. Dit gaan net aan en aan en aan en oral steek dit nou maar kop uit. Jy weet baie van die stories wat ons vanoggend na gaan kyk of na graag sal na wil kyk, Ja. het met korrupsie te doen. Ja, verseker. En julle twee is so kwaad vanmôre vir die wêreld. Kom ons praat nou maar oor iets lekker. Dina Pule, Aarde. die minister wat gerehabiliteer is. Ja, sy is gerehabiliteer volgens Fikile Mbalula. Nou die dag praat ek met Snoekie Zikalala wat die president van die ANC se veteranenliga is. Hy is baie teleurgestel oor Dina Pule. So dit hy sê aan die ANC is daar ook mense wat teen haar aanstelling gekant is. Ja. Hy sê vir my die publiek sien dit nie so nie. Hy sê die publiek sien dit nie dat sy gerehabiliteer is. Nee. Hy sê en dit is nie 'n goeie ding om te doen voor die verkiesing nie en hy het nou vir Fikile geskryf om sy ontevredenheid te kenne te gee daarmee, maar ons sal nou maar sien wat daarvan word. Maar nou die DA ook weer op die mense wil nie sê op die bandwagon geklim nie want hulle het ook van die begin af Pule se aanstelling
erg teen gestaan wat goed is. Parlementêre opposisie se werk. Dis hulle werk. Alhoewel hulle in die regering van nasionale eenheid is, maar jy weet soos gewoonlik in ander koalisieregerings word die ANC nou nie geken, die DA nie geken in al die ANC se besluite nie. Jordan Hiloos het nou gesê hy het ook nou genoeg daarvan gehad, so ons sal sien wat hy in die toekoms gaan doen. Maar hulle gaan ook nou hulle het nou vir die sekretaris van die kabinet geskryf, hulle gaan vir die valke skryf, hulle gaan hoor of die openbare beskermer se ondersoek na afgehandel is en hulle gaan vir elke minister in die parlementêre vraagstelling vra of een van hulle sake gedoen het met polisie se 5 sakeondernemings, want sy het dit blykbaar nie verklaar nie, wat ook teen die wetgewing is. Die DA sê net eenvoudig sy kan nie vertrou word met die portefeulje nie. Selfs Zwelinzima Mavawi van die vakbond leier het gesê sy kan nie vertrou word nie. Hy het gesê veral omdat sy te doen het met die mees kwesbare mense in die land. So ons sal nou sien hoe hierdie ding uitdraai. Maar ek dink nie dit is 'n goeie boodskap wat die ANC uitstuur nie. As hulle sê hulle wil vernuwe nie, dan stel hulle iemand aan wat van voorheen vir korrupsie afgedank het. En sê sy's gerehabiliteer nie. Ja, ek het hierdie gister ook gesê. Ek het gesê ek verstaan tweede kanse, ek verstaan gerehabiliteer, maar jy kan sekerlik nie terugkom in dieselfde kabinetspos vervul met mense se belastingbetalers geld nie. As jy dan gerehabiliteer is, gaan ek weet nie, gaan word 'n LER iewers, gaan dien in die parlement, maar moet jy 'n minister weer word? Nee, jy gaan maar nie dit stuur net heeltemal die verkeerde boodskap. En dieselfde maar met Ayanda Dlodlo wat nou ambassadeur in Frankryk word. Dit is dui ook maar net op kaderontplooi. Gert, vrot munisipaliteite, hulle toelaas kwyt. Hierdie is wonderlike nuus. Ja, Pierre, wag nou net so 'n bietjie. Laat ons net hierdie ding hierso baie getalle. Ek moet nou eers hier mooi kyk want ek het mos wiskunde gepluk in staat 8. Johannesburg is nou een van 69 sukkelende munisipaliteite wie se toelaat deur die tesourie teruggehou gaan word. 69 munisipaliteite. Dit gaan nou net vir 'n maand wees tot hulle moet nou van die wetgewing nakom wat hulle oortree het. Hulle moet hulle uitgawes oordentlik bestee. Maar nee, volgens die verslag van die tesourie wys dit daarop dat munisipaliteite sedert 2021-22 vrugtelose en verkoostende uitgawes van altesaam 24,12 miljard rand aangegaan het. Sowel as onreëlmatige uitgawes van 145,21 miljard rand en ongemagtigde uitgawes van altesaam 118,1 miljard rand. Verder het 116 munisipaliteite ook ongefinansierde begrotings aanvaar. Dis 'n toename van 44%. Dit beteken jy keer 'n begroting goed, maar jy het nie geld om nie geld daarvoor nie. Munisipaliteite het teen die einde van die 22, 24, 22, 25 boekjaar rente van 3,4 miljard rand aan Eskom geskuld en 1,21 miljard rand aan waterrade. Dis 'n totale gemors. Die ding is... Ja, ek sien Jennifer selfs is stom gestaan. Ek is spraakloos daaroor. Ek moet vir Enoch Godongwana punte gee, die minister van Finansies, wat gesê het, hy moet iets doen om die munisipaliteite te motiveer of te inspireer om 'n verandering te maak. Daar is mense wat dit noem 'n streep in die sand, 'n line in the sand. Ek sien van die mense het dit gesê. Wat hy trek, maar hierdie is nie sistemiese probleme wat ons vinnig in een maand nee, dis nie probleme, maar dit is ook nou om terug te keer na president Cyril Ramaphosa. Ek kan onthou van die begin af, van voor hy al leier geword het, hy gesê plaaslike regering is een van die groot probleme. Dit is een van die groot probleme wat die ANC in die gesig staar, want dit doen sy beeld baie skade aan, maar daar word niks daaraan gedoen nie. Ons het nou gesien 1 of 2 burgemeesters word teruggeroep, een nadat hy die DA verkiesing in sy streek gewen het. Dis te laat, dit help nie. Hulle doen te min daaraan. Enoch Godongwana is reg, hy moet iets doen. Hy's 'n baie goeie minister van Finansies, dink ek, baie konservatief in sy optrede. Jy weet, dit kan net nie so aangaan nie. Hoe moet Eskom en die waterrade hulle werk doen as hulle nie betaal word nie? Ek sal vanhou dan met 'n studie gedoen word om te sien hoeveel van die mense is oor daai hele tydperk in beheer deel van die munisipaliteit gewees, hoeveel van hulle is al afgedank, hoeveel van hulle is verskuif wat hulle kan werk doen nie. Want as ek nie my werk doen nie, gaan iemand my sê, "Hey Jennifer, daar gaan jy." Hoeveel van daai mense is steeds in beheer en is steeds in plek? En die naweek het ons nou weer gesien 'n beampte van Ekurhuleni in die Sunday Times is daar 'n berig van haar huis van, ek dink die huis is 60 miljoen rand werd. Wie kan so 'n huis bekostig? Gaan lekker daar hoor. Jy weet, dis tot 'n sushi, nie 'n sushi bar nie, wat is so smoothie bar in die huis, jy weet. Wie het nou sulke goed nodig? Dit terwyl Ekurhuleni een van die mislukkende munisipaliteite in die land is. Een van die swakstes, kom ons sê dit maar net. Ja. Gert, nou moet ons praat oor ons verhouding met Ghana. Kyk, dit gaan klaar moeilik met ons verhoudinge met sekere lande, maar ons wil nie regtig ons verhoudinge versier met ons Afrika bure nie. Nee, en verlede week het
Ronald Lamola, die minister van ek weet nie internasionale betrekkinge en samewerking gesê, nee, die immigrantenkrisis beïnvloed nie ons verhoudinge met Afrika lande nie. En nou het Ghana 'n amptelike besoek van president Cyril Ramaphosa aan die land uitgestel weens die spanning rondom immigrante en hulle is bang die immigrante ding oorheers nou die hele samespreking. So dit wys vir jou Afrika lande is uiteraard bekommerd daaroor en ek dink die Ghanese was een van die eerste klomp wat deurgeloop het. Baie van hulle was onwettig in die land nie. Maar dis die manier waarop hulle behandel word. Dink ek wat die mense in die res van Afrika in die krop steek. En ons moet nooit vergeet dat Suid-Afrika baie besigheidsbelange in Afrika het. En gewoonlik, dit het al gebeur as jy die xenofobie in Suid-Afrika posvat, dan word daar teen ons besigheidsbelange opgetree in die res van Afrika. So dis baie belangrik dat ons hierdie situasie onder beheer moet kry. En dis weer 'n ding waar die regering sy voete net eenvoudig te lank gesleep het. Ja. En dit het van 'n moontlike krisis tot 'n volskaalse krisis ontwikkel sonder dat hulle iets gedoen het. Nou spring hulle in. Weer te laat, dis maar soos ons die regering ken. Hulle regeer altyd te laat op 'n ding. Maar nou ja, kom ons hoop nou maar dit kan afgehandel word, maar ek sien daai march wil nou elke donderdag 'n optog hou wat eintlik ondenkbaar is, maar nou ja, kom ons kyk maar wat gebeur, maar ek dink ons moet regtig kyk daarna dat dit nie ons vriende in Afrika ontstel nie. Ek dit was 'n burgerlike beweging wat dit oorspronklik begin het, hierdie Ja. dit was uit burgerlike rang uit wat die ontsteltenis Kyk, ek vertrou nie march nie. Ek weet nie wat hulle oogmerke is nie en dit lyk vir my of MKP het hierdie hele ding al gekaap. gemanipuleer. Hulle kaap dit eenvoudig, net so Zuma nou maar die staat gekaap het. Ek het dit gesien hier by die optog in Pretoria. Dis klomp organisasies wat dit gehou het. MK ouens het daar aangekom maar net oorgeneem. Jy weet en ja, ek weet nie altyd wat hulle motiewe is nie, Peer. Dit lyk vir my of hulle baie daarop uit is om net die land te destabiliseer, wat nie 'n goeie ding is nie. Jy weet, as jy kan sê van march, wie is hulle nou? Jy weet, ek weet nie presies waar hulle vandaan kom nie. Wie het vir haar gestem vir Jacinta Ngobeni Zuma? Wie het vir haar gestem? Wie gee haar die reg om sulke goed te sê wat sy sê? Kyk die manier waarop hulle joernaliste behandel, soos 'n ander kollega van my nou die dag wat hulle gesê het, hy's 'n Nigeriër. Hy klink soos 'n Nigeriër net omdat hy ongemaklike vrae vra. Sure. Nou kyk, die man was dapper genoeg want hy was hier by die march in Pretoria ook gewees, jy weet, so hy laat hom nie afskrik nie, maar die feit dat hulle goed soos ja, jy klink soos 'n Nigeriër, dat hulle sulke goed kan sê, jy weet, dis net dit ja, ek Mens wil amper weer steek mense net teen die bors. Ja. Ek verstaan dat gewone mense probleme het. Ja. Dit kan ek goed verstaan, maar dit is ook die regering se skuld. Dis In weer 'n die eerste afwesigheid van leierskap, Ja. daadwerklike leierskap en dalk miskien intelligensie in Ja, Suid-Afrika. nou, as jy kyk nou maar na die Ayanda Lodlo wat aangestel is minister, is ambassadeur in Frankryk. Sy was minister van intelligensie tydens die 2021 onluste. Ja. Wat hulle ook geen idee Geen gehad idee het van gehad wat aangaan. Ja, maar weer afwesigheid van leierskap. So Ja. gepraat van leierskap, is een leier wat graag teenwoordig wil wees, Marine Le Pen. Ja, kyk maar, Jennifer het nou gesê daar is net in Suid-Afrika korrupsie nie, ons het nou vergeet of ons het nog nie eens verwys na al die beweringe wat nou weer teen Julius Malema gemaak word by die Madlanga kommissie en Feroz Khan, die beweerde intelligensiehoof van die polisie. Nie lyk my al wat hy gedoen het om geld vir homself in te samel. Maar in Europa is daar ook nou nogal 'n paar probleme met korrupsie. Dis nie net Le Pen nie, ons gaan nou by haar uitkom, maar Nigel Farage het ook bedank as parlementslid en hy gaan nou weer staan, maar hy het nou ook geld gekry, 'n paar miljoen pond by een of ander obskure karakter. Dit klink bekend nie, klink half met Langa kommissie Ja, dit klink so 'n bietjie Suid-Afrika, ja. Maar Marine Le Pen, wat die leier van daai regse party in Frankryk is, the National Rally, sy het baie goed gedoen in die twee vorige presidentsverkiesings. Maar toe sy nou sedertdien skuldig bevind aan 'n skema waar geld misbruik is van die Europese Unie, 2,4 miljard pond. Of miljoen pond, sorry, miljoen pond. Okay. Maar dit gaan omtrent seker 'n paar miljard rand wees. Teen die pas wat die rand agteruit gaan, maar sy het die geld misbruik en daar was spookwerkers en allerlei goed en sy is toe nou skuldig bevind. Sy het nou appel aangeteken, maar die skuldigbevinding is nou gehandhaaf. Hulle het gesê sy kan wel aan die presidentsverkiesing deelneem as sy een van haar elektroniese tags dra. Nou moet jy weet, jy het nou 'n presidentskandidaat wat 'n elektroniese tag dra omdat sy 'n krimineel is. Goed. Sy gaan nou weer daarteen appeleer want sy voel sy is nou onskuldig en allerlei so goedjies, maar sy het nou daar ja, sy is baie gewild in Frankryk, wil dit vir my lyk en ja, ons sal nou sien wat gebeur. My mond hang oop. Ja, nee, Wêreld mense is mond kan maar net deurmekaar. oop. Hoe stem jy vir iemand wat letterlik skuldig bevind is en 'n tag dra? Maar dis die kandidaat wat jy dink, die yes, hy kandidaat gaan wat ons jy- land vorentoe vat. Sy gaan ons land vorentoe. Ja, ek is gesê, maar verstaan, ek is so Nee, dit is verstommend nie. En dan kyk jy nou na ander plekke in Europa, jy kyk nou na Rusland byvoorbeeld en jy kyk na Belarusland en
Dan kyk jy na al die goed wat daar uit Amerika kop uitsteek gereeld, mense wat kandidaat is en dan kom hulle agter hulle is kindermolesteerders. Daar's nou weer so 'n ding ook aan die gang daar. Dis net verstommend. Die mense mond hang maar net oop. Daar is 'n totale gebrek aan ordentlike leierskap reg oor die wêreld. Absoluut. Gert, maar ten spyte van dit alles, is daar stede wat hulle sê in hierdie stad wil jy gaan bly. Ek het hard gesoek vir 'n stad in Suid-Afrika daar en een in Amerika, maar kon hulle nie kry nie. Ek sien daarom in Afrika doen ons dit sleg. Daar is ons onder die top 10 verteenwoordig selfs Pretoria, maar die mees leefbare stad in die wêreld is Kopenhagen. Pragtige plek. Ek was nog nooit daar nie. Ek kan een daar uitkom. Dan die tweede plek is Wene wat nou al 'n paar keer in die eerste plek was. Ja. En dit is nogal interessant, daar's 'n paar stede in Australië, Melbourne is derde, Sydney is vierde, ja, en Adelaide is agste. Wow. Dan het jy onder die top 10. Zurich, Geneva, Vancouver en Tokyo en Osaka Ja. onder die top 10 verder. Baie interessant, né? Dit is en nou eerste lande as hulle vir mense vra hoekom sê hulle hierdie is die mees leefbaar en dan sê hulle dis die balans. Dis die balans van ek kan op vrye voet gaan stap Ja. of ek kan gaan draf of ek kan my fiets ry, ek kan net daarna as klaar fiets gery sommer net hier in die water spring want die water is skoon. Yep. Dan kan ek iets lekker kry om te eet. So dis die leefstyl wat dit 'n leefbare stad En maak. ook die dienste wat gelewer word, Ja. né? Soos mediese dienste byvoorbeeld, is bereikbaar en beskikbaar en almal kan dit benut en so aan en dan verskeie ander dienste wat ons hierso maar net oor kan van droom, jy weet, soos jy nou genoem het, skoon strate, skoon parke, veilige parke, al daai tipe van goed. So daar's 'n baie lang paadjie vir ons nog om te stap. Absoluut. Hoopelik kom ons daar. Gert, baie dankie vir die saamgestel. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Baie dankie Jennifer. En julle ook. Baie dankie. Dit is Gert van die Westhuizen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.